Miskien verwonder het of julle nog mooi is, julle is mooi. Prys die Here daarvoor. Ons wil graag net die volgende verskonings aanbied. Lekker in die won, hulle voel nie so lekker nie. Hulle het verskoning gemaak. En dan Erik en Shemaine het hulle is 'n bietjie Middelburg toe. Hulle is uitstedig soos wat hier staan en dan Neil en Bernice het verskoning gemaak. Dan Bernice vir jaar Dinsdag, hulle is so 'n bietjie weg. Ergens heen so vir die verjaarsdag, so ons verskoon hulle. En dan wil ek net almal verwelkom wat hier is vanmôre. Mag die Here vir u ryklik seën. En hoop u is opgewonde. Amen. En dan in verjaarsdag hierdie week, Bernice die 4de Augustus en dan die Jean de Pree die 8de Augustus, ek sien hom nie vanmôre hier nie. Ons wil net namens die gemeente vir hulle sê baie geluk, mag die Here vir hulle ryklik seën. Nou hierdie week begin ons bid hier ook Woensdagoggend om 9:00, so ek wil tog vra dat al ons bidhiergangers weer sal bid hier toe kom. Amen. En het my so kwalig geneem dat ons dit nou nog in die wintermaande gesluit het, nou vir die hele Julie maand, maar nou het Augustus aangebreek, nou kan nie kom, so u is baie welkom. Dit gaan nog koud wees, so moet net nie bekommerd wees nie. En dan wil ek net vir u noem dat volgende Sondag weer gewone tyd, ons gewone diens, die 9 Augustus, en dan ook die 16 Augustus, die naweek daarna, dan is geopende deure hier by ons, so onthou maar hierdie 2 dienste asseblief. En dan nou eers komende donderdagoggend 10:00, Chris Coetzee se begrafnis daar in my broer se gemeente VK Lofdal, daar in van Stasie en Bakenloofstraat. Ek het vir die adres so deurgegee. Dis om 10:00 die oggend. Ek wil dan ook by die geleentheid, die is nou nie van hulle familie vanmôre hier nie, maar net ons innige meegevoelde tyd
met die skielike afsterwe van broer Chris in hierdie week. En dan wil ek tog vra, as daar enige suster is, ek het so 18 eiers daar agter gesit, ons soek iemand nog wat vir ons toebroodjies kan maak met eiervulsel in. So, daar is 18 eiers wat daar beskikbaar is. Ek sal self ook vir die geld gee om die brood te koop. Ek soek net iemand wat dit vir ons gereed kan kry. Ek sal by kom haal, ek sal wegvat, so u moet asseblief net vir my kan help. As daar enige iemand is wat kan sien daarvoor, is daar iemand? Ek so kyk hoeveel, net een, daar is iemand wat hand opsteek, nog iemand? Right, ons kan maar nog 2 kry, ja. Maar baie dankie Matthijs, ons waardeer dat u dan vir ons help wat dit aanbetref. Daar word ook nou eerskomende Saterdag wat nou kom almal wat kan en wat wil, kom maak ons die kerk skoon. Ons kan so skoonmaakdag in die kerk hê, broeders, julle is baie welkom. Ek sê altyd, as jy nou nie soos ek, wat baie fisies met my hande kan werk nie, dan kan ek daar nog miskien net 'n worsie vir julle braai, of ek kan net iets doen wat julle kan geniet terwyl julle werk, dan sal ek julle magies volg. Nee, so asseblief kom help vir ons, asseblief, en ons maak ons aanbiddingsplek skoon. Dit is altyd lekker om in 'n skoon plek in te stap en alles reg sal wees, want ons doen dit vir die Here. En onthou, die nuusbrief, die Augustus maand sin is in die ingangsportaal. U kan gerus weer een na die tafeltjie neem, vat dit saam, lees dit, gee dit vir iemand anders toe ook om te lees en geniet dit dan ook. En dan die laaste, maar nie die minste nie, ons voedselprojek. Ons vra maar altyd hier vir kos vir mense wat minder bevoorreg is, vir wie ons dit kan gee. So as jy 'n blikkie kos het, dan bring jy dit maar hiernatoe, of presies, ons sit dan met emmers ook, wat jy by die huis met die tyd kan volmaak, en dan bring jy dit, overs hulle pak dit in die kas, en hulle deel dit uit en gee dit vir mense wat behoefte is. Nou dis nou my deel is nou afgehaal. Amen. Right, en die so ek is by julle is hier Erika, dankie dat julle, en Susan is by julle, is hier vanmorgen, en so gebring, sy is al oor die 100 jaar oud. Kan julle glo? Ja, sy is al oor die 100 jaar. Sy dien nog steeds die Here van 'n jong dogtertjie was sy, wat sy was, en dis waar nog lekker om die Here te dien. Amen. Nou kom ons staan, en ons gaan hierdie diens open met gebed. En Jan, kan ek jou vra om vir ons te open met gebed? Kom ons staan dan, bid ons saam, en daarna gaan die voorsingers, musikante vir ons aangaan, en ons gaan lekker saam sing, en die Here se naam groot maak daarin. Ons Vader, voordat wat ons het, en nie by mekaar gekom as Christus van die ons het hier gekom met 'n afwagting vermoere. Ons wil in besonder bid, Here, dat U ons sal elkeen by ons sal stilstaan en sal voorsien in ons dit waarvoor ons gekom het. Here, ek glo U het vir elkeen van ons woord. Ons moet net ons ore oopmaak, Here, en luister wat U vir ons is. En ek glo, Here, dat U elke een wat vermoere hier is, sal aanraak met dit wat U vir hulle in gedagte het, Here. Here Jesus, ek dink aan die mense wat nie kan wees nie, mense wat omstandighede het, wat hulle weghou. Here, dit kan siekte wees, dit kan finansiëel wees, dat hulle nie dit het om hier te wees nie. Here, daarom vra ek vir U, wees ook met hulle. Sien hulle, raak Here, en maak gesond, Vader. Here Jesus, wil U dan met ons wees in die diens. Here, ons dink in besonder aan Chris en sy familie. Here, U weet, U is die trooster. U is die een wat elke oomblik van die dag, met elke asemteug
wil is, dan kom U en U ontklop. Here, en daarom sê ons vir U, baie dankie. Dankie vir die tyd wat ons wel saam met hom gehad het en kon beleef saam met hom dit wat in sy lewe aangegaan. Here Jesus, ons weet, ons is nie almal volmaak nie. Daar's nie een van ons wat volmaak is nie, maar oor Vader, U is die een wat gesê het, ons skuld sal vergewe wees, as ons net op U bely. En daarom sê ek vanmôre, Here, ons is almal skuldig aan ons, en ons kom buig ons knie voor U, ons vra vir U, Here, maak ons skoon en heilig, heilig dat ons môre aan hierdie tafel sal kan sit, Here, en sal kan weet dat U vir ons gesterf het, dat U die een is, dat U bloed vir ons laat vloei, Here. U het bloed gesweet in die tuin van Getsemane vir ons, o Heer. U het geweet dat op U wag, maar U het geweet, dit is vir ons gedoen. En daarom sê is ons so dankbaar vir die liefde wat U gehad om dit vir ons te doen. En ek sê dankie Vader dat U seun gestuur het om dit vir ons te kon volbring. En ek dank U daarvoor. Here, wil U dan in hierdie diens wees? Wil U met die prediker wees? Wil U hom seën, sy lippe seën, dat hy kan vir ons die boodskap bring wat U wil hê in ons bring, sodat ons ore sal oop wees, Here, en dat ons sal luister wat U ons wil sê. Die voorsangers, o Heer, wees met hulle. Dit is so lekker om U naam groot te maak saam met hulle. Saam met die musiek, instrumente wat gespeel, talente wat vir hulle gegee is, Here, om U te loof, U te prys en U naam groot te maak. Ek sê vir U baie dankie, Here, vir dit wat U nou vir ons gaan doen en alreeds doen. Amen. Amen, wat 'n wonderlike voorreg van kom Jan iets wat Heer. Ek glo met my hele hart. Die oomblik toe jy daar by die kerk se klein huisie ingekom het, het jy alreeds die goedheid en die guns van ons God ervaar. Toe jy die kerk inkom met jy daai liefde onder mekaar wat by min ander gemeentes gekry het jy dit ervaar. Dit is altyd so lekker om daai drukkie te gee en te sê, ek het jou gemis die weer, om vir mekaar goeie goed te sê, want dis hoekom God ons gemaak het. Ek glo, ons het vanoggend en ons gaan vanoggend, en soos elke ander sondagoggend, gaan ons God se liefde ervaar. Amen. Ons het so 3 liedjies wat ons gaan sing, net gou vir julle vinnig net so ietsie noem rondom dit, want goedertierend is die Heer. Dit is sy onverdiende guns en sy trou wat hy nie ons ontferm en hy ons so lief het. Ons is baie bevoorreg. Ons gaan by die 3de liedjie gaan ons afsluit of nie afsluit nie, voordat ons oorgaan in aanbidding. Is dit dat hy op sy kleed, dit gaan nou, ek wil net sê wat liedjie is dit, maar dit gaan oor sy kleed, en op sy heup het hy gedra, hierdie stukkie afkennis. En dit was op sy bors, op sy drapeersel, is hy die koning van die koning. Ons sing nie net koortjies, omdat ons dink, dit vind aanklank nie. Dit is allemaal skrif. Hy is die koning van die konings. Ons gaan vandag dit geniet in sy teenwoordigheid. Ons gaan God se guns ervaar. Amen. What could it be?
absolute verhouding tussen jou en die Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek wil hê wanneer ons die volgende liedjie sing, dat jy uit jou hart uit kan sê, Here, ek het U so lief. Dis al wat hy van ons verwag, dat ons hom moet lief hê. Ek dink aan baie keer dan sien ek myself voor hardloop en op sy skoot gaan sit en hy my toevou en vir my sê, jy's my kind. En hy sê dit vandag vir jou, jy's sy kind. Jou naam is in sy handpalm geskryf. Niemand gaan oortrek. Jou kinders, mamma, ouma, jy wat vir jou kinders, jou kleinkinders in die bres tree. O, die Here hoor jou gebed. Pa, wanneer jy begin jou dissipline in die huis toelaat, jou priesterskap oorneem in jou huis. O, die Here, kyk, sien jou. Ek is so dankbaar dat ek hier uit my binnekant kan ek sê, Here, ek het U so lief. En as hy my die dag gaan omhaal, o, Here, dit gaan 'n blye dag wees. Ek weet nie vir dan gaan iets maar kry maar amen. Die Here gaan vir hom krag gee. Maar daai oomblik, ons oomblik wat ons hier elke Sondag met mekaar kan, of met ons Vader kan ontmoet, Julle, dis amazing. Dis diep, dis binne. Ek wil nou, wanneer ons die volgende liedjie sing, wil ek hê jy moet daai oomblik in sy oë kyk en vir hom sê, Here, ek het U so lief. Amen. How I love thee.
soos ons altyd sê, dat hierdie is nie die tafel van die volle evangelie kerk. Hierdie is die tafel van die Here. Dan hoor niemand het toestemming by iemand anderste om aan hierdie tafel te sit nie. As jy 'n wedergebore kind van die Here is, het jy die voorreg vanmôre om deel te kan hê aan die liggaam en die bloed van die Here. Amen. Ek wil begin om vir u iets te vertel wat ek gister gelees het. Van 'n prediker wat vertel het van hoe dat hy en sy seun en sy seun se vriend in die see in die moeilikheid geraak het met water. En hy so half uit die omstandighede weg was. En hy 'n baie belangrike besluit moes neem. Of sy seun gaan verdrink, of sy seun se vriend gaan verdrink. En hy moes besluit. Wie gaan hy red? En hy het by homself geredeneer, my seun ken die Here. Hy dien die Here. Maar my seun se vriend dien nie die Here nie. En hy is by 'n konferensie en hy praat met jong mense en hy vertel hulle hierdie verhaal. En onder andere noem hy toe dat hy besluit het om sy seun met maar gaan. Want hy weet wanneer hy gaan, dan gaan hy hemel toe. Die beste plek wat 'n mens kan hê om te wees. En sy vriend, sy seun sterf en sy vriend, sy seun se vriend word gered. En van die jong mense kom by die konferensie na hom toe en sê, hoekom vertel hy hulle hierdie storie? Want daai ou is nie regtig 'n pa wat sy eie seun sal laat sterf en 'n ander persoon wat hy amper nie eens ken nie, se lewe te red. En hierdie ou kyk hulle so, hy sê, ek was die pa. En julle pastoor was my seun se vriend. Jesus Christus het aan die kruis kom sterf. Die Vader het sy seun gegee, sodat ek en jy vanmôre kan lewe. Sodat ek en jy vanmôre die Here kan dien. En geliefdes, ons kan 1 Korintiërs 11 wat ons elke nag maar lees, kan ek vir julle 'n paar verse lees. As ek vanmôre kyk na die tafel van die Here, en ek dink aan hierdie verhaal, dan is daar in my hart vanmôre 'n ongekende dankbaarheid dat die Seun van God in my plek kom sterf. Sodat ek kan lewe. Die tweede ding wat ek vanmôre, as ek na die tafel kyk en dink is, hoeveel mense het ek al in my lewe vergewe? Mense wat jou en my te na gekom het. Mense wat kwaad gepraat het van jou.
Mense wat jou seer gemaak. Maar jy kom net nog nie op daardie punt waar jy kan sê, ek vergewe. Ja. Dat my dink aan ou Billy Graham, waar hy sy vrou 50 jaar getrouwd was. Toe vra hulle vir hom, moet jy dit reggekry? Om na soveel jare in die huwelik te wees, te sê, to forgive, and forgive, and forgive, and forgive. Mag die Here my en jou vanmôre help, ons bereid sal wees om mekaar te kan vergewe. Die derde en die laaste, wanneer ek na die tafel van die Here kyk vanmôre, dan kyk ek nie na my broer nie, kyk na myself en ek steek my eie hand in my eie boesem. Sê, Here, is hier nie sonde in my lewe, dat ek dit moet vergewe. Is daar nie sonde in my lewe wat ek moet bely nie? Sonde in my lewe wat ek moet los en laat staan nie? Here, wees my genadig. Dink aan jou sondaar, jou moordenaar aan die kruis, wat vir Jesus gesê het. Dink aan my, Here. Hy het nie 'n kerkdiens bygewoon nie. Hy het nie 'n Bybelskool les ontvang nie. En daardie oomblik, toe besef hy, hy's 'n sondaar mens. En hy sê, dink aan my, Here. Wat sê die Here van? En vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kind van die Here, wil jy vanmôre deel het, jy vat hierdie jou broodjie, en jy bring dit na jou lippe toe, dan het ek en jy vanmôre deel aan die liggaam van die Here, wat hy vir ons geoffer het. Want as hierdie beker of hierdie kelkie na ons lippe toe bring vanmôre, dan het ons deel aan die bloed wat hy gestort het en die prys wat hy vir my en vir jou betaal het. Daarom kom ons waardeer vanmôre. Kom ons wees dankbaar. Kom ons geniet vanmôre die voorreg wat ons nog het om hier aan die tafel van die Here te sit en te weet dat ons dien 'n wonderlike, ewige en 'n fantastiese God. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die tafel van die Here. Dankie vir u liggaam en u bloed wat u vir ons gestort het. Dankie dat u bereid was, Here, om die volle prys vir ons sondes en ons ongeregtigheid te betaal. Help ons, Here, om vanmôre deursigtig te wees. Nie onverskillig nie, maar deursigtig te wees, dat ons lewens in lyn met u woord sal bring. Dit is my gebed, terwyl ons dan mekaar gaan bedien vanmôre, in Jesus se lieflike naam. Amen. He has risen from the dead.
net so die weke na die eet om die woord is die bloed van die Nuwe Testament. As jy met vanmorgen die weke bedien moet word, maar net die hand opsteek, dan sal u toekom, die weke bring, anders gaan ons vir u aan die telkies gee. Gaat het goed? Heb je een heerlijke week gehad? Heb je lekker geslapen? Heb je groot skip ingekomen?
Nie. Julle moet net onthou as die grootskap inkom. Julle waag nie om dit te vergeet. Gaan dit goed met u vriend? Is die Here vir u goed? Ja, ons gaan met mekaar gesels vanmôre. Ek glo nie aan daai ding dat ek praat alleen in die gebed. Ons praat saam. Ons gesels saam. Dis vir my lekker, dis vir my heerlik om by die familie van die Here te wees, en iemand ons nou vanmôre besoek en wat vreemd is. Elkeen het maar sy eie styl van preek. Ek hou van 'n dialoog. Ek hou daarvan om so in die oë te kyk en help om versies te quoteer. En saam met my praat in die woord van die Here. Ons gaan dit lekker maak. Ons gaan dit aangenaam maak om in die woord van die Here te gesels. Nou ek dink dis my derde boodskap wat ek nou al gesels oor die oorlog van die derde. Ek het nog nie eens gekom by die wapenrusting. Weet nie wanneer ek daar gaan uitkom nie. Miskien oor 40 jaar en nagte. Maar ons gaan vanmôre met u gesels weer uit Efesiërs die 6de hoofstuk, en wat ek vanmôre vir u gaan sê is niks nuut nie, maar hoor my baie mooi. Die boodskap, en ek sê dit met groot oortuiging, is 'n boodskap vir die seisoen. U moet my vanmôre hoor. Ek het probeer wegkom en ek het probeer oor die wapenrusting 'n preek maak en dan bring die Here my terug. En dit wat ek vanmôre gaan sê is nie nuut nie, maar dit gebeur in ons almal se lewe en ons moet gereed wees vir dit. Goed. Nou ja, kom ons lees saam. Eintlik my broeders, ek lees daar uit Efesiërs 6 vanaf vers 10 af, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, ons sal later by dit kom, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers en die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid. Ek gaan nie oor die wapenrusting lees nie. Ons gaan dit lees wanneer ek daaroor gaan preek. Vers 18: Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant in kettinge, dis die kernvers, waarvoor ek 'n gesant in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Die versie wat ons gaan hoor vanmôre, is hierdie versie waarvoor ek 'n gesant is in kettinge. Wie is die skrywer van hierdie gedeelte? Paulus. Nou Paulus was 'n vervolger van die kerk. Paulus skryf by die hoëpriester Handelinge 9, wat ek vir u vinnig gaan vertel. Hy kry by die hoëpriester briewe om na Damaskus te gaan en om die gelowiges te vervolg. Die Bybel sê dat hy kry toestemming om die kinders in Damaskus, die kinders van die Here, om hulle te boei en na Jerusalem te neem. Pad na Damaskus, stap hy, wat gebeur? 'n lig omstraal hom, en die Here praat met hom, en die Here sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy sê, wie is u Here? En die Here sê vir hom,
ek is Jesus wat jy vervolg. Jy, 'n vervolger, skop teen die prikkels van my, Jesus Christus. Die Bybel sê, hy was verbaas. Die Bybel sê, hy het gebewe, want hy het die vervolger geken. Paulus het nie geweet wat is aan die gang nie. Hy het nie besef dat eindelik beleef hy 'n metanoia ervaring. Metanoia beteken bekering. 'n Begrip wat in verband gebring word met die militêre begrippe, wat beteken 'n omkering. Paulus lig hom, straal hom, en 'n radikale verandering vind plaas in sy lewe. 'n Radikale omkering, 'n goddelike ingryping vind plaas in sy lewe, en hy vra 'n vraagie vir die Here. Iemand by jou? Wat wil u hê moet ek vir u doen? Ek dink ons moet dit baie vra. Ek dink ons behoort dit gereeld te vra, sodat ons gehoorsaam is aan die wil van die Here in ons lewe. Is ek reg? Wat wil jy hê? En die Here sê vir hom, gaan na Damaskus, en in Damaskus sal ek vir jou toon wat jy vir my moet doen. Intussen praat die Here met Ananias. Hy sê, gaan bid vir die man. Ananias sê, nee, daar's nie 'n manier nie. Hierdie man het briewe om ons te vervolg en na Jerusalem te bring. En die Here sê vir Ananias iets. Hy sê, hierdie man wat 'n vervolger was, is nou 'n uitverkore werktuig vir my om my naam te bely voor die nasies en die konings en die kinders van die Here. Hy's 'n uitverkore werktuig. Toe Ananias dit hoor, toe gaan bid hy vir hom, want sy posisie het verander. Paulus, eers 'n vervolger, maar Paulus word die grootste kerkbouer in die kerk se geskiedenis. Ek lees van sy sendingreise, hoe dat hy streke besoek het, hoe dat hy provinsies besoek het, hoe dat hy baie dorpe by aangedoen het, en oral waar hy kom, plant hy 'n gemeente. Maar hy kom by my preek, 'n gesant in Ketans. Hy plant die gemeente nie sonder teëspoed. Kan ek dit weer sien? Paulus, 'n uitverkore diensknegt van die Here, doen 'n mooi werk van die Here, maar nie sonder stryd. Paulus word 'n apostel. Hy word 'n apostolos, wat beteken 'n gestuurde van die Here om 'n opdrag uit te voer, en die opdrag is verkondig die evangelie. Hy doen 'n mooi werk vir die Here. Maar kerk, hoor my vanmôre. Paulus ly vervolging. Paulus ly verdrukking. Paulus word gestenig. Paulus word geslaan. Paulus word opgesluit in die gevangenis. Paulus word gehaat. Jy hoor my reg? Hy was 'n uitverkore werktuig van die Here. Hy was 'n kind van God. Hy was uitgekoop vir die werk van die Here, en hy ervaar stryd.
lees in 2 Korintiërs 11, lees ek oor die aard van sy stryd, en ek gaan dit vinnig vir u noem. 5 maal is ek, of het ek van die Jode ontvang 40 houe, en 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, in gevare, riviere, rowers, gevare van die heidene, slapelose nagte, honger, dors, dikwels sonder ete, in koue, in naaktheid, daaglikse bekommernisse. Wat is die punt wat ek probeer maak vanmôre? En dan vra ek, is dit nie ook so in ons lewe as kinders van die Here nie? Die punt wat ek wil maak is Paulus, wat 'n kosbare kind van die Here is, ervaar aanslae. Sê gou vir my, wie kan sy hand opsteek en sê ek aanvaar geen aanslag? Wie in hierdie kerk is so gelukkig om vanmôre te sê, ek het geen stryd. Hy kom in 2 Timoteus 4, en dit is na hierdie radikale verandering in sy lewe. Ek praat met ons gemeente, ons is kinders van die Here, maar ons verstaan nie hoekom dit soms gaan soos dit gaan. Is ek reg? Hy kom in 2 Timoteus 4, hy praat oor wat hy ervaar het na hierdie goddelike ingryping. Hy sê, my vriend Demas het my verlate en die teenwoordige wêreld lief gekry. Het u dit al beleef? Toe u tot bekering kom, het u familie u gelos. U vriende het u gelos. Hy sê, daar was 'n man, 'n kopersmid, sy naam was Alexander. Hy het my te kwaad gedoen. Hy het my in die rug gesteek. Hy het my te nagekom. Ja, u hoor my reg. Paulus, kind van die Here, ervaar daar is mense wat hom in die rug steek. Beleef ons nie die goed nie? Ervaar ons nie die goed nie? Hy kom, hy sê, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie. Hy ervaar in die stryd wat daar is in die lewe, ervaar hy alleen en eensaam. Het ons dit nie ook al ervaar in ons lewe, die stryd wat ons voer in hierdie ou wêreld, dan voer ons dit voel vir ons is so alleen, dan is so, daar's niemand wat by ons staan nie. Dan sê hy iets in die Bybel, 'n kragtige verse waarop u vanmôre kan uitroep, amen. Hy sê, maar, 'n belangrike maar die Here het my bygestaan en vir my krag gegee. Amen. Praat ek waarheid? Is dit die lewe waarin ons ook lewe in 'n postmoderne dag as kinders van die Here, nie ooit geskeld van aanslag, nie ooit geskeld van teestand? Ook ons het 'n metanoia ervaring beleef. Ek glo die meeste van u kan vanmôre 'n dag herroep in u lewe toe u die Here Jesus aangeneem het as u persoonlike saligmaker. Ek glo en ek hoop almal van u kan dit sê. Ek kan 'n dag herroep waar ek weer gebore is, 'n goddelike ervaring beleef het. Maar nie sonder stryd. Hoor jy die preek?
'n gesand in kettinge. Amen. Die Bybel maak dit baie duidelik in Psalm 34 vers 20. Daar word geen doekies omgedraai nie. Help my met hierdie versie. Menigvuldig is die teëspoede van die wat? Dit staan in die Bybel. Al vra ons soms vra, maar hoekom gebeur hierdie dinge met my? Die Bybel sê, menigvuldig is die teëspoed van die regverdige. Ek wil hê jy moet kalm word in die stryd. Ek wil hê jy moet probeer rustig word in die stryd en jy moet probeer verstaan dat 'n man van God, Paulus, 'n evangelie dra, ervaar stryde. Hoekom sal u en ek dit nie ervaar? Maar hy sê in dieselfde versie, en al die beloftes in die Here is ja en amen. Uit dit alles sal ek hulle red. En ek wil dit vanmôre vir u duidelik sê, is nie ooit geskel van stryd nie. Hoor my vanmôre geliefdes, hoor my gemeente, hoor u wat ons vanmôre besoek. Dit is geskrywe in die Bybel. Ons is nie ooit geskeld van stryd. Iemand moet dit vir ons net weer sê. Aanslag gaan daar wees op jou besigheid, op jou huis, op jou familie, op jou huwelik, op jou werk. Daar sal aanslag wees. Gesand in kettinge. In Job 7 vers 1 vra Job 'n baie belangrike vraag. Het iemand dit al raak gelees? Iemand dit al raak gelees? Het die mens nie 'n stryd op aarde? Gaan lees dit vandag. Job 7 vers 1. Het die mens nie 'n stryd op aarde nie? Ons antwoord is, verseker het ons 'n stryd op aarde. Ek meen, gepraat van Job, 'n regverdige, 'n vroeë man in die oë van die Here. Ek praat van 'n man wat die Here gedien het met oorgawe. Hoor gou, hy verloor sy kamele. Hy verloor sy beeste. Hy verloor sy esels. Hy verloor sy kleinvee. Hy verloor sy dogters. Hy verloor sy seun. Hy sit op 'n ashoop. En sy liggaam is oortrek met swere en met 'n pot skerwe en hy krap die swere en sy vrou kom by hom en sê vir hom, kyk hoe lyk jy? Kyk hoe val jou liggaam uitmekaar. Vervloek die Here. Vervloek die Here. Hy sê nee, ek luister nie na die voorstel van my vrou nie. En hy skryf in Job 19 vers 25 hierdie woorde, maar ek weet my verlosser leef.
verskillende tipe stryd vanmôre en ek gaan nie lank daarop uitbrei nie, ons gaan nie 40 jaar lank preek nie. Daar is mense wat vanmôre in die gemeente en in die familie stryd voer met siekte. Daar is kosbare kinders vanmôre wat ernstig siek is, wat baie siek is. En omdat ons broos mense is, vra 'n mens soms hoekom. Daar's mense, kinders van die Here wat vanmôre 'n stryd voer teen siekte in hulle liggaam. Daar is mense vanmôre wat 'n stryd voer teen finansiële uitdagings. Daar is mense vanmôre wat nie weet waar die volgende R10 vandaan gaan kom om 'n brood te koop nie. Daar is mense, dis die realiteite wat ek vir u wil bring, want ons het 'n stryd. Daar is mense wat nie weet waar hy volgende maand gaan bly nie, want hulle het nie geld vir huur nie. Glo jy wat ek sê? Daar is mense wat nie vanmôre geld het om hulle rekenings te betaal nie en hulle wag vir die dag dat die baljie alles kom neer. Daar is mense wat 'n gebroke verhouding in die gesin het. Daar is mense wat eens 'n mooi, gelukkige familie was, 'n gelukkige gesin was, maar iets het gebeur, pa en ma's geskei en die kinders het hulle eie rigting ingeslaan. Niemand praat meer met mekaar nie. Die huwelik, die gesin is flenters. Ons mense wat stryd voer teen persoonlike issues in hulle lewe. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdiges. Wat sê die duiwel vir jou en my terwyl ons hierdie stryd ervaar en doen dieselfde as Job se vrou? Hy sê vanmôre, hoekom dien jy nog die Here? Hoekom volg jy nog die Here? Rebelleer teen die Here. Kom in opstand teen die Here. Word kwaad vir die Here. Vervloek die Here. En die hartseer is dat daar soveel miljoene mense dit gedoen het. Wat vanoggend nie meer die Here dien nie. Wat kwaad is vir die Here. Vir die stryd wat hulle in hulle lewe moes. Kerk, ons sal nie luister wat die duiwel vir ons sê nie. Ons sal bely wat Job bely het. Ek weet, die Here is my verlosser. Wat moet jy en ek maak? En ek gaan nou na die einde kom. Wat moet jy en ek maak om gereed te wees vir die stryd? Geestelike oorlog is 'n werklikheid. Ek het dit vir u gesê vanmôre. Wat moet jy en ek maak om gereed te wees vir die stryd? Ek gaan dit net vir u noem. Anders gaan ons regtig te lank wees. Paulus sê 'n paar dinge in ons geleesde gedeelte. Nommer 1. Ons moet steun op God se krag. Amen. Ek wil jou probeer help in die stryd wat 'n werklikheid is. Wil ek vir jou probeer help uit die Bybel. Wat is die resep om hierdie stryd te oorkom? Nommer 1. Ons moet op God se krag steun en nie op ons eie krag nie. Hy sê hier, eintlik broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.
2 Korintiërs, en ons gaan nie daarop uitbrei nie, 12 praat hy van die doring in die vlees, wat hy 3 maal bid, dat die Here hierdie doring wegneem, en die Here praat met hom, en die Here sê vir hom, my genade is genoeg, en die Here sê vir hom, in jou swakheid volbring ek my sterkte. Paulus sê, om hierdie stryd te wen, om voorberei te wees van die stryd, staan op die krag van die Here. Filippense 4:13, ek is tot alles in staat, help my, deur Jesus Christus, wat sê hy, wat vir my as ons wil wen, dis nie ons ondervinding wat tel nie, dis nie ons talente wat tel nie, ons moet ons beroep op die krag van die Here. Is ek reg? Hy sê 'n tweede ding, hy sê ons moet bidders wees. Hy sê in vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, mense, as ons die stryd wil wen, moet ons aandag gee aan ons gebedslewe. Ek wil nie lelik wees vanmôre nie, maar ek wil myself pols en ek wil u pols. Praat met jouself, nie met ander nie. Hoeveel uur het ons hierdie week gebid? Hoeveel uur het ons gebid? Want hoor my vanmôre, sonder gebede sal ons nie gereed wees vir die stryd nie. Glo jy my? Wat sê die Bybel in Lukas 18 vers 1? Ons moet gedurig deur bid, help my, en moenie moedeloos word. Jou vyand wil hê jy moet jou moed verloor. Jy moet kwaad word vir jou. Jy moet ongelukkig word. Nee, ons sal met die Here praat. Hy sê 'n derde ding. Hy sê en met volharding en smeking moet ons waak. Paulus sê, moenie handdoek ingooi in die stryd. Moenie op 'n plek kom waar jy sê, dis te veel, ek gooi handdoek. Moenie dit doen nie. Volhard, al is die stryd hoe ver. Hy sê 'n vierde ding. Hy sê neem op die woord van die Here of die swaard van die Here. Dis die woord van die Here. Hy sê as jy en ek gereed wil wees vir die stryd in hierdie wêreld, moet ons tyd maak om die woord van die Here te lees. Niks niets, niks diep. Die vraag is vanmôre, is ons gereed vir die stryd? Mike, wat moet ek doen? Ek moet op die krag van die Here steun. Nommer 2, ek moet my gebedslewe in orde kry. Nommer 3, ek moet volhard in hierdie stryd. Nie moedeloos word nie, nie handdoek ingooi nie, nie tou opgee nie. Ons moenie dit doen nie. Ons moet volhard. En vierdens, ons moet vir die vyand sê, daar staan geskrywe. Kom ons sluit af. Aan die einde van Paulus se lewensreis, toe sê hy hierdie woorde. Hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop geloop.
ek het die geloof behou. Wat sê? Daar is vir my 'n kroon weggebere van geregtigheid, en nie net aan my nie, maar aan almal wat die verskyning van die Here liefhet. Kan ek jou bemoedig? Ek wil so afsluit vanmôre. Ek wens ek kon vir jou sê daar's nie stryd nie. Ek wens ek kon dit vir jou sê. Want daar's ek 'n baie oneerlike prediker. En dan glo ek nie die Bybel. Want die Bybel sê daar's stryd. Ek het vir jou probeer sê, wat moet ons doen om gereed te wees in die stryd? En nou kom ek, en ek sê vir jou, leef so. Hoor mooi, ons maak klaar, leef so. Julle kan maar kom, leef so. Leef so, dat julle aan die einde van julle lewensreis kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Hoekom? Want hierdie Bybel sê, daar is vir jou 'n kroon. Kan jy amen sê? Is jy dankbaar oor dit? Is jy bly oor dit? Daar is 'n kroon vir jou weggebere. Al is die stryd hoef. 1 Korintiërs 15:58. Wees, Berend dit in jou hart asseblief. Wees standvastig. Wees onbeweeglik. Wees oorvloedig in die werk van die Here, want jou arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Daar's 'n stryd om te stry, maar daar is oorwinning te verkry. Kan jy amen sê? Daar's 'n stryd om te stry, maar daar's 'n kroon. Staan saam met my. Sing nou koortjie wat ons baie gesing het toe ons jonk was. En ons bid vanmôre en ons sê vanmôre vir die Here, hou ons trou, Here. Die stryd is kwaai. Kom ons sing dit saam, net so 2 maal. Ons maak klaar. Oh my God, Jesus, oh my God, oh my God, Jesus, oh my God. That's a stride of that one, that's a winner,
Daar is maniere om stryd te wen. Daar is 'n kroon vir jou. Daar is 'n kroon vir jou. Dankie. Vader van ons Here Jesus Christus, hoe geseënd is ons nie vanoggend nie, om hierdie woord te gehoor het, dat daar 'n stryd om te stryd, en hoe nader ons aan God beweeg, hoe groter is die stryd, maar dan weer in die woord staan geskrywe dat daar is 'n oorwinning, Christus in ons, die krag van die Here, ons moet staat maak op dit. Here, plant asseblief hierdie gedagte, elke oomblik en elke dag, want daar kom weerstand, daar kom teenstand, daar kom probleme, maar in die probleme is ons meer as oorwinnaars, want Christus is ons krag, hy is ons sterkte, hy is ons liefde, hy is ons oorwinnaar. Dankie Here dat ons werklik kan bely dat U ons God is, dat U ons deur alles dra, siekte, dood, plesier, maak nie saak nie Vader, U is daar, dat ons dit sal besef, elke oomblik van ons lewe, in hierdie dag, in hierdie week waar ons vorentoe gaan, Here, hou asseblief U hand oor ons, hou ons asseblief trou aan U, trou aan onsself, trou aan ons beloftes wat ons gemaak het, die dag toe ons tot bekering gekom het, ons sal U dien met oorgawe, ons wil U graag loof, ons wil U prys, want U goedendierenheid is tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Baie dankie. Ons gaan so bly staan terwyl ons 'n slotlied sing en die dienes en offergawes hier in die skatkis kom plaas. Ons gee vanmôre met 'n blymoedige hart. Baie dankie. Vinnig vanmôre kyk, dan sien ek, maar toe ek nou, dit het nogal uitgevond en daar agter jou man sit te sien, ek het al grysjarig gekry, maar baie welkom ons vir hulle was die gemeente toe ek in Hellstrom gekom het, en sy so jong dogtertjie, net van die Belatem sangers af, toe was sy dan allemaal uit die skool uit en so aan, en nou ons ken al baie jare mekaar, en sy het in die soe, saam daar in die gemeente, en Red en ek kan nog onthou, nee,
tannie nog, jy moet dan, vir tannie kom groet, sy's nog baie sterk en so aan. En dan wil ek tog net vra, jy het op die gemeentegroep gesien, ek het gevra, wie gaan die begrafnis bywoon, of wie kan dit nie bywoon nie, asseblief, ons moet die getalle hê, sodat ons net kan genoeg kos voorsien, so as dit man en vrou is, julle kom al twee, sit maar twee, of antwoord elkeen dan apart op sy eie selfoon. Dis vir ons belangrik, dat ons net gereed kan maak. Geef my geleentheid, ek wil graag by die deur staan om die handdruk te gee, seën vir die Here toe te wens, die Here seën vir u baie.